Goeiemôre. Daar sê, ek is baie bly as julle lekker geslaap het en goed opgestaan het, julle oë bo aan die grond oopgemaak het vanoggend en dat ons met mekaar mag saam wees vanoggend. Toe ek so hier instap en ek sien hierdie pragtige palmrangskikkings daar buitekant en hier agter, toe weet ek, dis Palm Sondag en ek is so bly vir julle wat dit vir ons voorberei het. So al is ons nie baie nie, dat ons iets kan beleef van Palm Sondag met mekaar saam vandag. En veral met gisteraand se reën is ons gemoedere sommer ook lekker opgewonde en positief en dis 'n voorreg om met mekaar saam te wees. Veral op hierdie dag, ons het eintlik bedoel om dit selfs nog groter te maak, maar geweet, ons gaan waarskynlik nie baie mense hê nie, maar ons is baie dankbaar vir elkeen van julle wat wel hier is. En daarom het ons begeleidingsgroep 'n bietjie uitgebrei en hier sit nou sommer 'n hele span vanoggend op die verhoog, veral die blokfluitgroep daarvan ek weet nou nie wat moet ek julle naam eintlik noem nie. Maar in elk geval, hulle oefen gereeld by die Christuskerkie en hulle het al 'n pragtige konsert gehou en hulle het al deelgeneem aan Eisteddfits en baie goed gedoen daar ook. So dis vir ons 'n groot voorreg om julle vier hier saam met ons te kan hê vanoggend. Dis vir my nou nie so verskriklik maklik om nou sommer net oor te slaan Duits toe nie, maar ein auf unsere Freunde ist ein Deutschsprecher und wir sind sehr geehrt, dass sie auch mit uns ist heute. Dankeschön, schönes Tag. Ja, en ek hoop julle speel mooi. Vriende, ons gaan begin met 'n lied wat op 'n baie besondere manier met Paasfees te maak het, Lord of the Dance. Nou, julle ken dit almal, maar ek verstaan die skrywer so, dat hy wil sê, dit wat Jesus kom bring het, die vreugde van die evangelie en van die verlossing, wil hy saamvat in die woord dans. Want nie alles wat hier beskrywe word van dans word letterlik gedans nie. Maar die Here God wil in sy genade dat sy kinders in hulle harte kan dans oor die groot God, oor die wonderlike God, oor die God wat vreugde in sy hart het, wanneer hy vreugde gee aan sy kinders. So daarom gaan ons begin met Lord of the Dance en geniet dit net saam met ons begeleidingsgroep. Gaan jy eers lees? Die intog van Jesus in Jerusalem. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage van die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n val by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig en sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vol gebring en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man? En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. I danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars.
I dance for the scribe and the Pharisee. They would not dance and they wouldn't follow me. I dance for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, set me. I lead you all wherever you may be, as I lead you all in the dance, set me. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They ripped and they stripped and they hung me on high. They left me there on a cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, set me. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, set me. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and the dance goes on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, set me. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, set me. They cut me down and I looked up high. I am the life that will never, never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Was dit nou nie spesiaal nie? Dit was heerlik, baie mooi, baie dankie. Betsy wat dit nou almal bymekaar gesit het. Baie dankie. Ek slaan my oë op na die berge. Here, ons het almal berge voor ons. Dit verskil van mekaar, maar berge is daar verseker. Juist daarom kan ons nie anders as om te vra, waar sal ons hulp vandaan kom om oor hierdie berge te kom nie? Dankie dat die skrywer van Psalm 121 baie helder vir ons sê, die Here is ons hulp. Hy sal ons nooit begewe nie, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy is die een wat sorg en wat altyd by ons bly. Dit is ook die een wat ons dan groet met die woorde, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heilige Gees deur die werk wat Jesus Christus op aarde kom doen het. Amen.
Terwyl dit dan nou Palmsondag is dit waarskynlik die heel gepaste loflied om te sing. Hosanna, want dis wat die skare gesing het toe Jesus Jerusalem ingekom het. Kom ons staan en sing ons Hosanna met mekaar saam. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the hoogste. Ons verheerlik die naam, soos ons nou voor die zon. Wees verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof die koning en die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer. U is ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Ja, goed. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om op 'n Sondagoggend met mekaar saam te wees, daar op die plek waarheen U ons genooi het. Want U nooi ons na 'n plek waar U is. En U kan nie lieg nie. So U is hier. Daarom maak dit vir ons harte bly. Dit maak ons dankbaar dat ons wat niks hiervan verdien nie, tog maar hier mag wees. En ons hoef nie hier as sondaars in te sluip nie. Ons kan maar soos die tollenaar hand op die bors voor U kom verskyn. Dankie dat ons ook gesamentlik elke Sondag eintlik weer sê, wees my sondaar genadig. Want ook weer in die week wat verby is, het ons dinge gedink, gedoen, gesê en nagelaat, wat ons eintlik moes gedoen het, wat U van ons verwag het, wat U graag wou sien, watter effek dit sou hê, as ons aan U opdragte gehoorsaam sou wees. Here, ons weet, ons stel U so gereeld teleur. Maar dankie dat daardie teleurstelling nooit maak, dat U rug op ons draai en van ons af wegloop nie. Dankie dat U elke keer weer na ons toe draai en vir ons sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ja, en Here, vir ons wat vanoggend hier in die kerkgebou sit, is daar baie dinge wat ons moeg en oorlaai maak. Vir sommige die moeite en die angs rondom die droogte, ander rondom kinders, anders rondom skool, ander rondom werk, sommige dalk rondom hulle huwelike, wat dit ook al mag wees. Here, ons wil soos Petrus vir U sê, ons het niemand anders na wie toe ons kan gaan nie. U het die woorde van die lewe en daarom kom ons na U.
sodat ons iets van daardie lewenswoorde kan hoor, sodat dit ons lewens kan verander. Daarom bid ons nou ook vir al die sake wat ons opgenoem het. Ons bid ook vir siekes, ook spesiaal diegene wat met behandeling besig is, vir watter siekte ook al, veral kanker. Ons bid ook vir hulle wat hartseer is, omdat hulle onlangs 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid aan die dood afgestaan het. Waar die alleenheid en die besef van die finaliteit van die dood ingeskop het. Die hartseer herinneringe so dikwels net na vore kom. Ons bid vir u versorging en vertroosting. Want Here, ons probeer om mekaar te troos, maar ons kry dit nie regtig reg nie. Ons sê soms verskriklike, simpel en stupid goed, wat niks troos nie. Daarom vra ons dat u tog sal troos, soos net u dit kan. Ons bid ook vir die proses waarmee ons gemeente besig is, om uit te kom by 'n voltydse leraar, ook weer vir Windhoek Wes. Wil u self ook daar die leiding gee, wil u self voorstap, en gee ons as kerkraad en gemeente die vrymoedigheid om agter u aan te volg. Laat ons u stem tog helder en duidelik hoor. En mag ons saam bid, sodat u wil mag geskied in hierdie deel van u koninkryk. Ja, Here, en op die ou einde is ons nou by mekaar. Terwyl ander met sportspanne iewers anders is, of net die naweek afgevat het, is ons hier by mekaar. Nie oor die dominee nie oor dat ons familie is nie omdat ons 'n tydjie van die Sondag probeer agter die rug kry nie, maar omdat ons weet dat u hier is. Dat u hier is om ook weer u genade druppels, u bloeddruppels oor ons uit te stort. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Voor ek met die preek begin, Flip Tron het by geleentheid gesê, om te preek is om bloed te stort. Natuurlik nou nie jou eie nie, maar Jesus se. Ronel het nou klaar vir ons Matteus 21 gelees, en ek wil graag daarby aansluit. Vriende, die mense was in Jerusalem by mekaar, groot skare van hulle, want dit was tyd vir daardie jaar se Pasga viering. Nou die Pasga het hulle mos nou gevier vanweë die Here God se opdrag, dat hulle daardie fees moes begin met die aand toe die Israeliete uit Egipte verlos is. Toe die Here deur Moses en Aaron die volk uit Egipte weggelei het, weg van die slawewerk wat hulle tot op daardie stadium moes doen. So vir hulle was dit 'n rede vir groot vreugde en blydskap, en omdat die Here vir hulle gesê het hulle moes dit doen, moes hulle dit elke jaar konsekwent vier. En dit was 'n groot fees. Dit was 'n groot fees. Amper soos die Springbokke toe hulle die wêreldrugbybeker gewen het. Dit was 'n groot fees, kerels, want dit was hulle, kom ons sê, onafhanklikheidsfees. Hulle is vry van die oorheersing van die Egiptenare. Interessant dat ons ook hierdie week onafhanklikheidsfees gevier het, nee. Al was dit nou so 'n bietjie flouer na aanleiding van Hagie se energie en tyd en geld wat spandeer is nou ook rondom sy dood. Maar ek herinner my as jong seun en jong man die republiekwording vierings in Suid-Afrika met alles wat daarmee saamgegaan het. Die van julle wat dit nog op televisie gekyk het tot by 1994. En selfs hier ook van 1990 af die vierings van onafhanklikheid waar mense die gevoel het, hulle is vry. Hulle is vry, hulle kan doen wat hulle wil. Hulle word nie meer voorgesê deur 'n buitelandse regering nie. Die Israeliete
het natuurlik net hulle vrywording gevier nie, maar hulle het dit veral gevier dat dit God was wat ingegryp het in 'n hopelose situasie vir hulle, want hulle het net geweet daar's geen manier waarop hulle self uit Egipte land kan bevry nie. Dis hoekom die Here 10 plaae moes stuur om Farao op die ou einde so te pla dat hy ingestem het dat hulle kan gaan. Maar die Pasga wat hulle toe besig was om te vier, het 'n paar elemente gehad. Die eerste was dat hulle 'n lam sonder gebrek moes geslag het. Nou nie daai mank ding wat jy in elk geval gedink het, jy nie by die slagplek sal kry nie. Nie 'n mare nie, nie 'n skele of 'n blinde nie. 'n lam sonder gebrek. Tweedens moes hulle die bloed van daardie lam aan die kusyne smeer, want dit sou maak dat die doodsengel by daardie huis waar die bloed aan die kusyne is, sou verbygaan. Derdens moes hulle ongesuurde brood eet. Hoekom? Want suurdeeg het nodig om te rys en dit vat tyd, en daarom moes dit ongesuurd wees, want dit moes vinnig gaan, en hulle moes gou-gou by die eet daarvan uitkom, en dan met bittersous, om hulle te herinner aan die bitter wat hulle in Egipte gehad het. Vriende, ek dink nie ons het regtig 'n idee hoe groot hierdie fees was nie, want die godsdienstige Jood van sy tyd het van die hele land af saamgetrek in Jerusalem wanneer een van die 7 feeste gevier is waarvan die Pasga een was. Hulle het almal bymekaar gekom omdat hulle geweet het hulle lewe is afhanklik van God. Dit wat hulle is die gevolg van God. As hulle terugdink aan Abraham en Sara se kinderloosheid en dat Isak daaruit gebore is, want dit is God se werk. Die verlossing uit Egipte was ook suiwer God se werk. En nou terwyl hulle besig is om opgewonde te raak en hulle self gereed te kry vir die naweek wat kom, se groot fees, hoor hulle van die seun van Dawid wat aan die kom is. Op hierdie stadium is hulle onder oorheersing van die Romeine, wat hulle in 'n sekere sin in hulle koppe weer terugsit na die tyd toe hulle nog onder die Egiptenare was. En hierdie skare hoop en glo en is doodseker daarvan dat hierdie man met die naam Jesus, die seun van Dawid, weer 'n nuwe verlossing gaan bewerk. Hy gaan die volk bymekaar maak en hulle gaan die Romeine in die see injaag en die kroon en die troon van Dawid sal weer sy volledige plek in Jerusalem inneem. En hulle is so opgewonde hieroor want hulle besef, hulle is deel van geskiedenis. Hoeveel mense belewe die kroning van 'n koning? Hulle is opgewonde en bly. En daarom wanneer Jesus Jerusalem nader, dan is daar 'n groot skare van hulle wat al uittrek om vir Jesus buitekant die stad te gaan ontvang. Amper soos dit vroeër jare gebeur het met dominees as hulle na 'n gemeente toe gekom het, dan is so 'n groepie van die gemeente so op afgespreekte plek buitekant die dorp die dominee ontvang. Saam bly gewees, al saam daar gebid en saam begin uitsien na dit wat in die gemeente gaan gebeur. Maar nou vriende, is hier 'n vreemde ding. Jesus kom nie Jerusalem ingery op 'n perd nie. Perd was 'n simbool van krag en van mag. 'n Perd is 'n ding wat jy moes inbreek en wat jy onder jou beheer moes kry. Daarenteen was 'n donkie die teken en simbool van nederigheid, van minderwaardigheid selfs. En behalwe daarvoor dat Jesus nou die woorde van die profeet, wat voorspel het dat Jesus op die donkie, jou koning kom na jou toe op 'n donkie, dat dit moes waar word, vervul word, is daar nog 'n ander groot en belangrike rede waarom Jesus op 'n donkie ry.
Die mense in daardie tyd het oorlog gemaak. Nou nie soos deesdae by Gaza of by Oekraïne met vliegtuie en drones en kanonne wat kilometers ver kan skiet nie. Nee, hulle het letterlik op die slagveld mekaar geslag. Koppe afgekap en met swaarde en spiese doodgesteek. Hulle het eers 'n ruk langs mekaar gelê met so 'n oop stuk tussen hulle. En dan het een koning op 'n stadium besluit, nou is dit tyd. En dan het hy op sy perd agter die soldate heen en weer gery en geskree, yes, yes, nou gaan ons hulle. Dan spring almal op met hulle spiese en hulle storm na die ander en begin doodmaak sover hulle kan. Maar daar was altyd ook 'n donkie in die geleedere. Die rede hoekom daar donkies was, is omdat hulle natuurlik goed moes aandra. Maar die donkie kon gebruik word deur die koning van die, kom ons sê, groep soldate wat die gevoel gekry het, ons gaan dit nie maak nie. Ons is in die minderheid of hierdie ouens is nou so passievol oor om ons dood te maak, dat ons nie 'n kans het teen hulle nie. Dan het daai koning op 'n donkie geklim en hy het na die ander kant toe gery, na die koning van die ander leer. Dit was soos om 'n wit vlag te hys. Juanita se wit vlaggie, né? Daai wit vlag. Het jy gesien as die koning van die ander klomp op 'n donkie na jou toe aanry? Want die bedoeling waarom hy op 'n donkie ry is om juis daarmee te sê, ek buig al klaar voor u. Ek wil kom vra, kan ons nie vrede maak nie? Vredemakers ry op donkies. Konings, generaals ry op perde. Vriende, Jesus ry Jerusalem binne in die skare, verstaan blykbaar nie die simboliek van waarmee Jesus besig is nie. En hulle pluk van die takke af en hulle trek hulle klere uit om vir Jesus eintlik 'n rooi tapuit voor te berei sodat hy met sy donkie daarop kan ry. Hulle skreeu van opwinding, van vreugde, van blydskap. Hosanna vir die seun van Dawid. Want hulle verwag 'n aardse koning in die styl en in die tradisie van koning Dawid. Maar Jesus op die donkie sê al klaar, julle misgis julle. En dit vat hulle net 5 dae om agter te kom dat hulle gruwelik misgis het. Wanneer Jesus se troon op die ou en 'n kruis word. En dieselfde skare wat geskreeu het, Hosanna vir die seun van Dawid, op daardie Vrydagoggend skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Ek het by geleentheid probeer om in so 'n diens vir die gemeente die geleentheid te gee om dit te doen. Om hardop te skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Ek moet met eerlikheid sê, die gemeente kon nie juis uit volle bors skreeu, kruisig hom nie. Want ons ken die verhaal. Ons weet wat gebeur het. Maar die skare van toe wou hom nie voor hulle oë meer sien nie. Want hulle politieke oortuiging en verwagting was so sterk dat hulle nie kon dink daaraan dat Jesus op geestelike terrein vir hulle 'n koning wou wees en hulle wou verlos van die sleg van hulle sonde nie. Wat hulle betref, sonde se M. Hulle soek 'n koning wat vir hulle weer mag kan gee, wat weer orde in die land kan bring. Hulle soek 'n koning wat hulle kan aanbid. Hulle soek 'n koning. En besef nie, die koning van die konings het op 'n donkie tussen hulle ingery gekom nie. Jesus ry dus Jerusalem in om gekruisig te word. Dis nie asof hierdie hele episode hom oorval het, hy verras is nie.
Dus juis omdat dit die naweek van die Pasga moet gebeur, dat hy juis die Sondag voor daardie Vrydag Jerusalem inry en eintlik die hele proses aan die brand steek met die opwinding wat daar in die skare na vore kom. Want sien, Jesus is op die ou einde die lam sonder gebrek, want hy was sonder sonde, van geen aard nie. Die wonder van God se genade lê juis daarin, dat hy die sonde van die wêreld bymekaar skraap, en dit alles op die sondelose plaas. Soos destyds toe die hoëpriester die sonde van die volk op die kop van die sondebok neergesit het, en hom in die veld ingejaag het, sodat hy daar kon doodgaan. Sy bloed is nou wel nie aan kosyne gesmeer nie, maar van die kruis afgedrup, sodat elkeen wat na hom opgekyk het en in hom glo, kan weet, dat die loon van die sonde, naamlik die dood, die ewige dood, by ons sal verby beweeg. Jesus Christus het homself genoem, die lam van God. Die lam van God, wat geslag is in die plek van, terwille van, namens, elkeen van ons wat hier sit. Dis hoekom die intog in Jerusalem die inleiding is tot die kruisverhaal. En eerskomende naweek gaan ons daarmee voort, wanneer Dominee Klem hier sal wees, om Goeie Vrydag se nagmaalsdiens en Sondag se opstandingsdiens te lei. As 'n mens iets verstaan van wat die prys was, wat Jesus betaal het, om ons vry te koop, om ons onafhanklik te maak van die duiwel, ons independence te verkry van sonde en die straf daarop. Dan kan hierdie naweek 'n naweek van stilte wees, en dan Sondag 'n dag van absolute, uitbundige vreugde en plesier. Omdat Jesus op die ou einde nie net gekruisig en begrawe is nie, maar die grootste wonderwerk van alle wonderwerke gedoen het, toe sy Vader hom uit die dood opgewek het. Ons mag deel in dit wat aan die kruis gebeur het, en dit wat opstanding Sondag gebeur het. Daarom wil ek julle almal graag uitnooi, die van julle wat hier is, nooi ook sommer julle vriende saam. Kom ons aanbid die Here vir sy ongelooflike, wonderlike genade en liefde. Ek weet, dit is 'n ou verhaal, maar dit verander niks aan die waarheid nie. Ons hemelse Here, ons verstaan die opwinding van die skare mense wat Jesus verwelkom het toe hy in Jerusalem ingery het, maar op 'n donkie, nederig, anders as wat 'n mens van 'n koning sou verwag. Here, en ons moet ook nou maar vanoggend erken en bely, dat ons ook maar dikwels ander dinge van u verwag. Dat ons ook verwag dat u iemand anders is as wat u regtig is. Ons verwag dalk van u dat u die towenaar moet wees wat my skielik uit finansiële moeilikheid moet uithelp, deur net te sorg dat daar 'n groot inbetaling in my bankrekening gaan wees. Of dat u met 'n towerstaf hier oor my siek liggaam gaan waai en my kanker sal sommer by die venster uitvlieg. Of dat u net 'n gedagte na my en my huweliksmaat se kant toe sal spreek en ons met nuwe liefde na mekaar sal kyk.
Terwyl ons vergeet dat u gekom het as die verlosser van die wêreld, die vredevors, die een wat gekom het toe die engele gesing het, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Die Jesus wat gekom het om te sê, my vrede gee ek vir julle. Anders as die wêreld gee ek julle my vrede. En dan nog daarby te sê, salig, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vergewe ons, Here, as ons perspektief verkeerd is, as ons in u teleurgesteld word, omdat ons verkeerde verwagtinge gehad het. Open ons oë ook deur hierdie tyd en oor Paasnaweek heen, vir die groot wonder van u liefde, van u genade, van u vergifnis. Here, mag dit ons so vervul, dat ons elke oomblik wil dans, van blydskap, omdat u vir ons nuwe lewe kom gee het. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons staan dan, doen ons saam belydenis van ons geloof in die drie-enige God. Kom ons sê dit hardop saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl julle sit, hierdie lied sluit aan by dit wat ons in ons geloof bely het, meer as ooit. Kom ons luister met mekaar saam daarna, en die van julle wat dit kan saam sing, is welkom om saam te sing.
Vriende, ons dankoffers is nie maar net 'n manier waarop ons die administrasie van die gemeente aan die gang hou nie. Ons dankoffers is 'n manier waar ons die Here dank vir sy genade, nie net vir die week nie, maar vir ons hele lewe, net die feit dat ons hier mag wees. So, kom ons dien nou die Here met ons liefdegawes. André, asseblief. Goeiemôre gemeente. No, Ek wil ook dominee Serfontein net dankie gesê, maar sjoe, daai openingslied was wonderlik. Baie dankie en ek weet nie hoe dit gereël is in jou hand, maar miskien kan dit ook 'n slotlied wees vir ons vandag, dat ons daai blye musiekspel net weer kan beleef, want dit is tog so mooi. Baie dankie daarvoor aan ons gaste, ons besoekers, ons waardeer dit geweldig. Die triomfantelike intog, Lukas 19, en vanoggend se erediens was baie spesiaal geweest. Baie dankie daarvoor en ek glo Louis se radiokerkdiens en by Oude Rustoord gaan net so spesiaal wees. Louis, baie sterkte vir jou om ook hierdie wonderlike boodskap aan die ouer mense en die mense in die res van die land te kan verkondig op jou manier. Dankie en sterkte daarvoor. Nou is geen dit kerk en kleuterkerk of ander konstruksie nou in hierdie periode van die midterm break nie. Maar ons sien uit daarna en ons nooi u om die kinders aan te moedig en te herinner dat wanneer die skole begin, hulle ook weer kerk toe moet kom om verder hier geskoold te word. Camp Connect teken dit aan in die dagboeke, 19 tot 21 April, graad 7 tot 9, wanneer Carmen weer die kinders uitvat na Farm Prospect, om ook 'n wonderlike naweek en 'n besonderse naweek te kan beleef. Doen tog asseblief moeite om die kinders aan te moedig om te gaan. Die belydenisgroep gaan ook kamp, graad 10 en 11, 17 tot 19 Mei, ook by Farm Prospect, en ek glo, hulle sal ook 'n wonderlike naweek hê saam met Trevor, en sterkte ook vir jou Trevor, met daai jong spul by die dam, en die naweek wat vir julle voorlê. Refuel groep elke week, dinsdag aande, 6 tot 7:30, hier by die kerk. As jy weet van jong mense wat graag by so 'n groep wil inskakel, motiveer hulle en dat hulle vir Ronel kontak om aan te sluit by hierdie groep. Ek dink hulle geniet dit elke aand. Dit beteken ongelooflik baie vir die jong mense en hulle is ook besig om te groei, nie net in hulle lewe nie, maar ook in die groep self en ondersteuning. Vroue selfgroep, kom word deel van die besonderse vrouegroep, woensdag aande, 6:15 tot 19:30, en ek weet daar het ook 'n vrouegroep
afgeskop in die oggende, iewers in die week. Louise van Sittert en Estie lei dit. Kontak hulle gerus as u dalk in die oggende eerder by so 'n groep wil inskakel, dan is u welkom. Wes Winterfees, 7 en 8 Junie, dis sommer om die draai. Ons sien baie uit daarna en ons het hierdie week ook die wonderlike nuus gekry dat Leonardville gemeente het ingestem om hierdie jaar saam met ons fees te vier hierso in Windhoek. Dit is vir ons so lekker dat 'n klein plattelandse gemeente saam met ons as stadsgemeente wil gaan. Dit beteken nie net vir hulle iets nie, dit beteken vir ons as 'n stadgemeente net so baie om 'n groter deel van die boeregemeenskap in ons land saam met ons hier in Windhoek te kan hê. So berei voor, teken dit aan, laat weet julle vriende, kom ons kuier lekker saam as gemeentes, platteland en stad, om dit 'n wonderlike dag te doen, om so 'n manier fees te vier en ook vir die Here dankie te sê vir alles wat ons uit sy hand ontvang. Estie sal binnekort ook meer inligting deurgee, presies wat beplan word en hoe dit werk, maar begin solank werk aan die gebak en die handwerk en wat ook al julle wil bring om te kom wys ons dankbaarheid. Is nie seker nie, maar as daar koffie is, kom kuier lekker saam met ons na die tyd, dat ons, daar is koffie, dankie Marita, en hê 'n wonderlike dag. Jaco. Ekskuus, net weer herinnering, Johan het dit genooi. Volgende naweek, Paasnaweek saam Dominee Klem, ons het Vrydag nagmaal, so kom asseblief, en dan, soos Dominee Johan ook gesê het, ons is in hierdie tyd, die advertensies is uit vir 'n voltydse leraar, in ons plaaslike koerante, in die kerkbode en ook in die veldmuis. Bly asseblief in die gebed, dat die Here vir ons 'n herder sal stuur, wat die gemeente van waar ons nou is, na die volgende vlak kan vat. Ja, baie van ons vra, maar ons het 'n dominee, kan hy nie maar net bly nie. Maar ek dink dis ongelukkig nie op hierdie stadium moontlik nie. Maar ons sien uit daarna, na die persoon wat die Here ook vir Windhoek Wes stuur, om dat ons as gemeente saam weer die lig op die bult kan wees in hierdie gemeenskap. Dankie. Dankie André. Ek het aan die begin vergeet om die verjaarsdagsmaatjies geluk te sê, en ons is bevoorreg om vir Gertie, wat toen tot Sondag ons administratiewe dame in die kantoor was, hier te hê, en sy donderdag verjaar. So Gertie, staan tog net op dat ons vir jou kan geluk sê toe. Daar sy, baie geluk Gertie. Daar sy. Nou, die laaste ding wat ek wil vra, Betsy, as ek baie mooi mag vra, na die uitspreek van die seën, wil julle nie weer die Lord of the Dance doen nie? Julle is so baie geoefen daarin, en nou net dit 1 keer, kan ons dit nie 2 keer nie? Asseblief, dis nog nie 10 uur nie. Goed, ons slotlied is lied 395, My Verlosser aan die kruis. Kom ons staan en dan sing ons dit met mekaar saam, dan spreek ek die seën uit, en dan gaan sit ons, dan luister ons weer na Lord of the Dance. Say, oh,
ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. 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 I danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee. They would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They ripped and they stripped and they hung me on high. They left me there on the cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and the dance goes on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. They cut me down and I looked up high. I am the life that will never, never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Dit was weer baie pragtig, baie dankie julle. Dankie vir die moeite om dit
in te geoefen het en dit vir ons te kom voordra het. Mense dink nie hoe baie werk daar in oefening ingaan nie. So ek wil vir julle elkeen baie dankie sê daarvoor. En mag ons almal al dansender ook hierdie week ingaan, behalwe ek wat so 'n bietjie krippel is na die ja, in 'n geval. Maar kom ons dans al is dit net in 'n skoppe. En geniet die braai. Dankie julle.